Ons gaan vanoggend voort met ons behandeling van die boek Prediker. Ons het reeds 2 geleenthede by Prediker 1 stilgestaan en vanoggend gaan ons met hoofstuk 1 ook afsluit van Prediker 1. Ons lees saam vers 12 tot vers 18 en ons gaan die gedeelte in die geheel in behandeling neem, maar met die besondere klem dan op vers 18 van Prediker 1. Prediker 1 van vers 12. Ek, Prediker, was koning oor Israel in Jerusalem, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Ek het al die goeie werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat ontbreek, kan nie getel word nie. Ek het met myself gespreek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien. Maar toe ek my hart daarop gerig het om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is. Want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder smart. So lees tot sover vers 18. Want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder smart. Geliefde gemeente, sonder God kan al die wysheid en al die kennis in die wêreld ons niks baat nie. As ons vir God nie in Christus ken nie, dan beteken baie wysheid net baie hartseer en baie kennis beteken net baie bitterheid. Dit is die eerste groot punt wat die prediker maak, soos wat hy sy argument in sy boek begin ontvou. Ons het nou by 2 vorige geleenthede stilgestaan by die inleiding van die boek Prediker, en ons het gehoor dat dit koning Salomo is wat die boek geskryf het. Ons het gehoor dat dit ook uiteindelik Christus self se koninklike wysheid is wat in hierdie boek aan die orde kom. En die hart van die prediker se argument, onder die son is alles te vergeefs. As die werklikheid, soos wat ons dit sien, maar alles, dan is alles maar werklik net soos rook, soos 'n asemteug. En ons het ook gehoor wat die implikasie van hierdie waarheid is. Onder die son is daar geen vervulling nie. Die werklikheid is oorgelewer aan skaarste. Die mens kry nie uiteindelik 'n versadiging uit die skepping nie. En ons het ook gehoor dat daar geen vernuwing is onder die son nie. Die slawe siklus waarin die werklikheid waarin die mens vasgevang is, gaan nie van self maar net verander nie. Dit bly gewoon net dieselfde. Al hierdie dinge maak die prediker duidelik sommer van sy inleiding af in vers 1 tot 11 van hoofstuk 1. En nou dat die inleiding gestel is, begin die prediker om sy argument duidelik en uitgebrei te stel. Salomo begin hier eintlik met 'n argument wat eers eindig aan die einde van hoofstuk 2. En nou hoor ons, hoe begin hy in vers 12 en 13? Ek, prediker, was koning oor Israel in Jerusalem, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Die prediker het 'n navorsingstog onderneem. Hy het dit op hom geneem om 'n groot eksperiment te doen. En dit is nogal heel opvallend dat hy, voor hy sy navorsingstog aankondig, dat hy eers sê hy was koning in Jerusalem. Hy sê eers wat sy posisie was. En weer eens dui hierdie woorde natuurlik daarop dat Salomo die skrywer van hierdie boek is. Maar ons moet ook daaruit raak sien dat daardie posisie van hom gekwalifiseer het vir sy navorsingstog. Hy was tog die koning van God se volk. As 'n koning is hy by magte om
om meeste van die planne wat hy wil uitvoer, om dit te kan uitvoer. En ons weet ook baie goed, Salomo was bekend vir sy buitengewone wysheid. Hy het van die Here gevra om hom wys te maak, en God het hom wyser gemaak as almal wat voor en na hom in Jerusalem was. Hy was met ander woorde presies die regte man vir hierdie ondersoek. En hy was ook nie die koning van een of ander barbaarse heidense volk nie, hy was die koning van Israel, die volk wat heel uniek is. Hy was koning in Jerusalem, die plek wat God gekies het om sy naam daar te laat woon. Salomo se navorsingskring, die omgewing waar hy sy eksperiment, sy navorsing gaan doen, lyk dus op sigself of dit 'n heel positiewe resultaat sal oplewer. Maar nou hoor ons, hy beperk doelbewus sy ondersoek sodat hy spesifiek kyk na die dinge wat onder die hemel gebeur. Hy kyk na dinge soos wat dit met die blote oog waarneembaar is. En hy kyk ook met wysheid. Hy doen sy navorsing nie onkundig nie. Hy doen dit met die praktiese intuïsie en vaardighede wat hy besit. Ons hoor hy ondersoek en hy speur na. Dis 'n behoorlike werk wat hy onderneem. Hy werk diep en wyd. Met sy wysheid bekyk hy alles wat onder die hemel gebeur. Een van ons het die wysheid van Salomo nie, maar dit is tog nodig dat ons as gelowiges ook diep en wyd dink oor die werklikheid. Dit is nodig dat ons ook nadink oor alles wat onder die hemel gebeur. Dit is eintlik skokkend dat daar soveel massas mense is wat nooit daaroor dink nie. Wat nooit dink oor die sin van die lewe of oor die doel van dit alles nie. Die Here wil hê ons moet besorg wees oor die doel van alle dinge. Ons moet besorg wees oor die betekenis van die dinge wat onder die hemel gebeur. Hy is immers besorg daaroor. Hy bemoei hom met ons en met ons lewens, ons werk en ons gedagtes. As ons nie sy doel vir die werklikheid sien nie, dan sal ons daardie heerlike doel mis. Maar God wil hê ons moet die doel en betekenis wat hy gee ook leer ken aan die hand van die prediker se ondersoek. Ons moet ook eers met oop oë kyk na dinge soos dit onder die hemel, onder die son is. En die prediker maak dan in ons skrifgedeelte sy voorlopige gevolgtrekkings aan die hand van werk en wysheid. As resultaat van die prediker se ondersoek hoor ons dan eers van werk wat die wind jaag. Luister weer na die laaste deel van vers 13. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Vir die eerste keer in die boek verwys die prediker direk na God. Hy het diep en wyd gekyk na alle dinge of al die werke soos dit onder die hemel gedoen word. En sy gevolgtrekking, die taak wat God vir die mens gegee het, is moeilik. Dis hard, dis ongenaakbaar. Die woord wat die prediker gebruik vir moeilik sou selfs vertaal kon word met sleg. Hy sê die werk wat God gegee het is sleg. God het dit vir die mensekinders gegee om hulle daarmee te kwel, om hulle daarmee uit te put, te vermoei. En ons kan getuig dat dit so is. Die werk wat ons doen om aan die lewe te bly is moeisaam, dis swaar. Baie keer is dit regtig sleg. En ons kwel ons ook dikwels daaroor, dit laat ons baie keer bekommerd. Dit teer ons so dikwels uit. Ons boere ken die spanning wat met ongunstige weeromstandighede, met droogte en vloede saamkom. Die spanning wat met swak pryse en misdaad saamkom. Ons ken die spanning en kwelling wat gepaard gaan daarmee om te werk vir 'n selfsugtige baas. Ons ken die spanning wat daarmee gepaard gaan om met mense te moet werk en te doen te moet hê. Dis hard, dis baie keer sleg. Dit veroorsaak by ons angs. Dit is die prediker se waarneming. God het vir die mens 'n moeilike taak gegee. Nou moet ons vir geen oomblik dink God is een of ander sadis wat vreugde vind in ons moeite nie
Die moeite in ons arbeid is nie daar as gevolg van die manier hoe God die wêreld gemaak het nie. Dit is daar as gevolg van die manier hoe die mens se sonde die goeie aarde bederf het. Dis daar vanweë God se vloek oor ons eerste ouers se sonde. Ons skrifgedeelte bring die moeite in verband met Adam. Die frase wat in vers 13 met mensekinders vertaal is, sê eintlik letterlik seuns van Adam. Ons weet mos die Here het voor die sondeval reeds vir Adam en Eva werk gegee, werk sonder moeite. En op die nuwe aarde eendag gaan ons ook 'n taak en 'n roeping hê, maar sonder moeite. Maar met die sondeval hoor ons uit die mond van God wat die vloek oor Adam en sy hele nageslag is. Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Voor die sondeval was die mens omring deur die oorvloed van God se tuin. Die mens kon eet en arbei sonder moeite, maar as gevolg van die sonde sal hy nou moet swoeg en sweet om aan die lewe te bly. Hy sal moet swoeg en sweet totdat hy doodgaan, totdat hy stof word. En nou is die taak wat God oorspronklik aan die mens gegee het, naamlik om die aarde te bewoon en te bewerk, moeilik en hard. En wat die mens dan wel doen, gaan tot niet. Dit is uiteindelik die groot rede wat die prediker self gee vir sy gevolgtrekking. Ons hoor in vers 14, ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Salomo het diep en wyd gekyk en geondersoek. Hy het al die gewoel en gewerskaf onder die hemel fyn dopgehou. Dit is moeilik en hard, maar is veral moeilik en hard omdat dit te vergeefs is, omdat dit nietig is. Al die gewerskaf van die mens is ook maar soos mis wat so voor die son verdwyn. Dis soos 'n rookie, 'n asemteug. Trouwens, die prediker gaan verder deur te sê dat dit alles 'n gejaag na wind is. Het jy al wind probeer vang met jou hande, broer en suster? Heel waarskynlik nie. Dis onmoontlik om dit reg te kry, en dit is eintlik heeltemal laf en waansinnig om eers te probeer. Om die wind te jaag is so duidelik sinneloos en dwaas dat dit gewoon malligheid sal wees om dit te probeer doen. En tog sê die prediker dat al die werk wat die mens onder die son doen, so is. Dit is so waansinnig en so hopeloos soos om die wind te jaag. Dit is die groot rede waarom die mens se taak nou juist so moeilik is. Dis 'n taak waarmee die mens om sy lewe lank besig hou. Dit is 'n taak waarvoor die mens ongekende moeite doen en dan loop dit uit op niks. Dit sou 'n makliker taak gewees het as daar darm 'n uiteindelike doel of sin daaraan was om al hierdie moeite te doen. Maar die prediker se waarneming is dat al die moeite onder die son sinneloos is. En so is dit ook. Die mens stel dalk vir homself 'n klomp korttermyn doelwitte om deur sy werk en deur sy moeite te dra. Dinge soos om te spaar vir 'n gerieflike aftrede, of om eer in die oë van mense te kry, of om letterlik net aan die lewe te bly. Maar as hy die uiteindelike sin van die dinge onder die son probeer soek, as hy daarna probeer gryp, dan vat hy mis. Hy kry dit nie gegryp nie. Want maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy kan nie wind gryp nie. Daar kan nie onder die son 'n doel en 'n sin aan ons werk en moeite wees nie. Dit is gewoon hoe dit is. En dit beklemtoon die prediker verder wanneer hy op grond van hierdie waarneming 'n spreekwoord formuleer. Ons hoor in vers 15, wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat ontbreek, kan nie getel word nie. Dis iets om te onthou as ons nadink oor die mens se moeite. Dit kan nie enige iets wat krom is regmaak nie.
Al die gewoel en gewerskaf van die mensdom kon deur die geskiedenis nie daarvoor sorg dat die dinge wat in die wêreld krom is, reguit word nie. Dinge wat verkeerd is, bly verkeerd. Die foutlyne in die mensdom word net al hoe groter. Met al sy gewerskaf kan hy nie sy foute regstel nie. Ten spyte van al die pogings om oorlog en misdaad te keer, misluk die mensdom steeds na al hierdie eeue. Ten spyte van al die maatreëls wat die wêreldleiers wil instel om armoede aan te spreek, gaan mense steeds dood van die honger. Wat krom is, kan nie reguit word nie. En wat ontbreek, kan nie getel word nie. Wat 'n geweldige stelling. Dit wat onder die son ontbreek, is ontelbaar. Die skaarsste wat daar is aan noodsaaklike dinge is onmeetbaar. Nou weet ons ook reeds, die feit dat daar skaarsste in die skepping is, dat daar tekort is ook die hartseer resultaat van die sondeval. By God is volheid en oorvloed. Sonder God is die mens uitgelewer aan 'n ondraaglike skaarsste. Nie maar net 'n skaarsste aan lewensmiddele nie, skaarsste in terme van ons diepste geestelike behoeftes ook. Die natuurlike mens ken ontbreking veel beter as vervulling, want dit wat ontbreek kan nie getel word nie. Hoe verskriklik tog is die nietigheid van die mens se werksaamhede. Maar nou hoor ons ook verder in ons skrifgedeelte van wysheid wat die wind jaag. Salomo voer nou sy eksperiment verder na sy bevinding oor alles wat onder die son gebeur. Ons hoor in vers 16, ek het met myself gespreek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo almal wat voor my en oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien. Die prediker begin as resultaat van sy bevinding in die vorige verse met homself praat, en nou vestig hy eers ons aandag op die wysheid. Sy wysheid is meer as almal wat voor hom in Jerusalem koning was. Ons weet mos nou al dat Salomo inderdaad groter wysheid gehad het as enige iemand. Sy wysheid was ongeëvenaar en sy hart het baie kennis en wysheid gesien. Hy het baie geweet en baie goed geweet wat om met sy kennis te doen. En ons het net nou reeds gesien, Salomo se posisie was presies die regte posisie vir sy groot eksperiment, en nou laat val die prediker weer die klem daarop. Salomo het baie kennis en wysheid gesien in sy leeftyd, en hy het die verstandelike vermoë gehad om wysheid en kennis self te ondersoek. Maar nou moet ons baie mooi oplet hoe ons skrifgedeelte verloop. In vers 13 hoor ons die prediker het met wysheid die dinge onder die hemel ondersoek. Wysheid was die instrument wat hy gebruik het in sy ondersoek, die bril wat hy vir hom aangesit het. En hy was heeltemal gekwalifiseer om dit te doen. Sy wysheid was meer as almal andersin. Maar nou gaan die prediker en hy ondersoek die instrument waarmee hy die ondersoek gedoen het. Hy ondersoek die wysheid self, die bril waarmee hy nou gekyk het. En ons hoor in vers 17. Maar toe ek my hart daarop gerig het om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat ook dit 'n gejaag na wind is. Die prediker het eers sy hart gegee om al die werksaamhede onder die son te ondersoek, en nou gee hy sy hart daarop om wysheid en kennis self te ondersoek. Nou moet ons mooi raak sien wat hy hier met die woorde wysheid en kennis bedoel. Kennis is gewoon die inname van inligting, dit gaan daaroor om dinge te weet. Maar wysheid gaan oor die praktiese en sinvolle aanwending van dit wat jy weet. Dis om sinvol en reg met jou verstand te werk. Dis die sake wat die prediker nou ondersoek. Dit is die instrument waarmee hy die vorige deel van sy ondersoek gedoen het. Nou ondersoek hy die wysheid en die kennis self, maar ook nie net dit nie, hy kyk ook na dwaasheid en onverstandigheid. Ons kan sê, hy het die wysheid en die kennis ondersoek ook aan die hand van hulle teenoorgesteldes. Nou sou mens verwag dat die prediker die wysheid prys. Hier is sekerlik daarom tog iets sinvol, iets met doel, iets met betekenis. Maar hoe skokkend is die
prediker se gevolgtrekking. Hy sien in dat dit alles ook 'n gejaag na wind is. Om wysheid en kennis self na te jaag is net so sinvol soos om die wind te jaag. Met verstand te weet, te dink en op te tree is sinneloos. Wat 'n treffende voorbeeld van 'n eksperiment wat in jou gesig ontplof. Jy gebruik wysheid om die werksaamhede van die mens te ondersoek en jou resultaat. Jy bevind dat die mens se werk nietig is en dan as jy die instrument van jou ondersoek self bekyk, dan sien jy dat dit ook nietig is. Wat 'n tragedie. Aangaande die wysheid en die kennis self, het die prediker in die woorde van vers 18 geleer, want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder smart. Om vaardiger te wil raak in die praktiese aanwending van jou verstand sal vir jou baie verdriet bring. Hoe meer jy weet, hoe hartseerder word jou bestaan. Dit is die prediker se gevolgtrekking oor die wysheid onder die son. Dit is tog so anders as wat ons in die wêreld hoor. Mense glo al te dikwels dat hulle op een of ander manier verlos kan word deur sekulêre kennis en wysheid. As almal tog net goeie onderrig ontvang, dan sal die wêreld se ellendes verdwyn. Daar is ook nogal vandag 'n baie groot hoeveelheid selfhelpboeke en materiaal op die internet wat ten doel het om jou wysheid en kennis te leer. Mense is baie besorg daaroor om te doen wat vir hulle goed is, om die slim ding te doen. Niemand wil dwaas of onkundig of dom lyk as gevolg van die manier hoe hy of sy leef nie. Maar as jy los van Christus wys wil raak met die oog op hierdie lewe onder die son, dan sal jy vir jou net verdriet veroorsaak. Soos wat 'n mens meer oor die werklikheid leer, sal jy die gebrokenheid van die werklikheid leer ken. Soos wat jy jou inspann om met verstand op te tree en te leef, sal jy moedeloos word oor die effek daarvan en oor die nietigheid daarvan. Dit is hoekom daar so baie van die slim heidense filosowe is wat in inrigtings beland. Wysheid van onder die son kan ons nie red van 'n sinnelose en 'n nietige bestaan nie. Dit kan ons nie red van 'n gejaag na wind nie. Ons het 'n ander soort wysheid nodig. Ons het God se wysheid nodig. God is alwys. En sou sy wysheid dan meer oplewer as die wysheid van Salomo? Sou sy wysheid op meer uitloop as 'n gejaag na wind? Sal hy in sy wysheid dit wat krom is kan reguit maak en dit wat ontbreek kan aanvul? In Christus kan ons as antwoord op hierdie vraag hartlik bely, ja. Daarom is dit so heerlik om kind van God te wees. By hom leer ons die ware wysheid en by hom vind ons kennis wat aanleiding gee tot 'n alles oortreffende vreugde as ons dit glo. God het immers gedagtes wat veel hoër is as enige iets wat ons kan dink. God se wysheid alleen kan ons red van 'n droewige en 'n nikszeggende wysheid. God se kennis en wysheid kan ons red van 'n gejaag na wind te midde van hierdie wêreld se gebrokenheid. God het in sy alwysheid presies geweet wat nodig is om ons van so 'n bestaan te red. Dit was iets heeltemal anders as wat die wysgeere van die wêreld met al hulle onder die son wysheid kon uitdink. Dit was iemand anders as wat hulle met al hulle slimmigheid kon uitdink. Die naam van God se wysheid is Jesus Christus. In hom het God die wysheid van die wyse mense tot niet gemaak, hy het dit leeg gemaak, hy wys vir ons in Christus presies hoe sinneloos die wysheid sonder hom is. Jesus Christus is die konkrete en duidelike openbaring van die feit dat net God weet hoe om wysheid en kennis sin te gee. Dat net God weet hoe om aan ons werksaamhede betekenis te gee te midde van al hierdie nietigheid. God het in sy wysheid bepaal
bo al wat ons kan bid of dink, dat hy sy seun sal gee, om ons van 'n sinnelose onder die son bestaan te verlos. Sy wysheid, Jesus Christus, het deur sy perfekte gehoorsaamheid aan God se wet en deur sy volmaakte offer aan die kruis vir ons sondeskuld betaal en dit alles op een dag uitgedelg. Hy het die gemeenskap met God wat bo die son is in sy bloed herstel. En hy het opgestaan uit die dood om as die oorwinnaar oor die dood ons in die gemeenskap met God in te trek. Om as die lewende ons deur sy gees en woord na hom toe te trek. Hy het sy gees ryklik in ons uitgestort dat ons bekwaam mag wees vir ons roeping, sodat ons roeping in liefde en gehoorsaamheid aan God kan uitvoer. Dit alles te midde van die nietigheid en die sinneloosheid wat vanweë die sonde in die skepping ingekom het. Dit is die wysheid van God. Hy kom na nietige mense toe. Hy kom na mense toe wat besig is om die wind te probeer vang. Mense wat sinneloosheid najaag in hulle werk, mense wat sinneloosheid najaag met hulle verstand, en hy gee lewe en betekenis. Weet jy, broer en suster, God se wysheid in Christus het tot gevolg dat hy, die alwetende, aan ons sonde nie meer wil dink nie, en dat hy, die volkome heilige en regverdige, ons goeie werke wat ons vir hom doen, nooit wil vergeet nie. Besef jy hoe groots dit is? Die middelaar wat God voorsien het in sy wysheid is so volkome en so perfek, dat sy volkome geregtigheid al ons sondes voor die Vader bedek. En die verdienste van Christus is so oorvloedig dat die werke wat ons deur sy gees doen vir altyd voor die Vader bly staan. Hy wil dit nooit vergeet nie. Hy wil altyd daaraan dink. En daarom het ons doen en late ewigheidsbetekenis. As ons vanuit die geloof werk, in groot dinge of in klein dinge, dan wil die Here vir ewig dink aan wat ons gedoen het. Maar God vul ons so oorvloediglik met sy gees, dat ons uiteindelik aan niks gebrek het nie. 'n Ware gelowige mag nooit sê, ek ontbreek aan 'n ontelbare hoeveelheid goed nie. Ons het dan die Here self, en hy is ver bo die nietigheid verhewe. Hy kan wat krom is weer reguit maak, en hy doen dit inderdaad. Hy korrigeer ons in sy wysheid deur die leiding van sy gees en woord. Hy hou ons op sy pad. En hy sal inderdaad eendag alles wat krom is reguit maak. Hy sal in sy goedertierenheid en trou sorg dat ons 'n aarde erf waarop geregtigheid woon. Die mens kan nie met al sy werksaamhede die verkeerd in die wêreld aanspreek nie, maar die drie-enige God kan, en hy het, en hy doen steeds, en hy sal. Sy wysheid, Jesus Christus, is daarvan die seël en bewys. Maar nou moet ons ook besef dat hierdie heerlike evangelie net vir ons soos wysheid sal lyk, as ons dit van harte glo. Vir die mens wat nie glo nie, lyk die evangelie van ons Here soos pure dwaasheid. Ons hoor in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 19, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Vir hulle wat verlore gaan, klink God se wysheid soos dwaasheid. Nou het ons eintlik gehoor dat die mens se wysheid op niks anders uitloop nie as 'n gejaag na wind. Dit is die waarheid. Laat God se evangelie dus jou gedagtes, jou oortuigings, jou gesindheid vorm. As jy sy evangelie glo, dan leef jy in die krag van God. Dan sal jy nie werk vir die nietigheid nie,
maar vir die ewigheid. Jy sal werk vir die Here. Jy sal laat Christus en sy groot genade en sy liefde, jy sal laat dit jou gedagtes beheers. Maar God gee dat ons in sy wysheid sal leef. Want God beloof dat hy ons van sy wysheid gee as ons dit opreg van hom vra, as ons hom daarvoor bid. Hy sal ons insig en onderskeidingsvermoë gee in ons roeping. Hy sal ons in sy volheid en in sy geregtigheid lei te midde van die nietigheid waarmee ons omring word. Mag ons daarom ons verwonder oor God se wysheid. Ook in die woorde van Psalm 139 vers 16 tot 17. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. Amen.